Goeiedag gemeentelede, dit is Johan Willemse met die laaste deeltjie van die terugvoering oor die synode, Vrystaat Synode in Botawil, laas maand in Junie. Daar is so 2 vooraf gedeeltes wat ek vir julle gedoen het met verskillende dele uit die synode. Ek wil graag afsluit vandag met soort van net enkele besluite. Daar is baie besluite en besprekings gedoen, maar net om vir julle weer my indruk te gee, die kerklike proses is dat die Vrystaatse Algemene Synode sake debatteer en dat sake verder ondersoek word deur kundiges. Met ander woorde, dit word verwys na komitees en kommissies en dit word dan teruggebring na die volgende synode oor 4 jaar, waar dan aanbevelings gemaak word en bespreking en besluitneming. Daar was redelik baie terugvoer ook dan van die verskillende bedieningsareas en sake wat aandag geniet het die vorige 4 jaar. Daar is regtig baie werk wat die kerk doen in die Vrystaat NG gemeentes. Nie net in terme van die kerkordereëlings nie, maar daar is baie uitreik aksies wat aan ons rapporteer is en wat ook natuurlik in die dokument beskikbaar is van dit. Wat is gedoen en aanbevelings wat aanvaar is om die kerkorde aan te pas, is so baie reëlings administratiewe goed. Maar tog is dit belangrik, want dit is die handleiding waarvolgens die kerk opereer en besluite en uitgangspunte nie lukraak gedoen word nie. So ek sê die eerste groot deel van die gesprek was oor die kerkorde en die reëlings. Ek wil nie te veel daaroor praat nie, dit is baie volledig. Ek dink wat my getref het dis die hoeksteen van prosesse in die kerk. Dit is eintlik oor eeue gevorm, paar dekades hier by ons verder verfyn. So dit is nie, en dis die grondslag waar vanaf die Bybel waaruit ons werk. Ek het nogal inderdaad gevoel ek is deel van iets groots. Dit is nie net sommer byeenkomsie of 'n bendietjie wat by mekaar kom nie. Dan ook van die kerkorde reëlings, die terugvoering, just like julle, dis 440 bladsye bundel. Dis op hulle webwerf beskikbaar, gaan dan nog vir julle sê. So daar is baie volledig, dis regtig te veel om die terugvoering te gee. Praat weer met Dominee Jan of met myself. Maar die belangrikste besluite wat ek dink vir my as 'n gewone lid is wat vorentoe gaan aandag kry binne en waar uit 'n teologiese Bybelse hoek na sake gekyk gaan word, is die eerste om 'n weg vorentoe te vind. En wat ek gevind het is dat die gesprekke rondom die gemeentes wat verskil, dat hierdie gesprekke baie minder verneig was en dat daar eerlike soek na oplossings was om die eenheid van die kerk te behou. Dit was my aangename ervaring. Daar was dan ook baie gesprekke oor die realiteit, dat Afrikaanse blankes se getalle in die Vrystaat daal, en dan natuurlik ook die van lidmate, veral in die kleiner gemeentes en dorpies, en baie van ons geldelike voortbestaan word bedreig. Daar is doodgewoon te min gemeentelede in 'n dorp om 'n predikant te onderhou. Daar is dan ook verskeie gesprekke gevoer oor oplossings daaroor, byvoorbeeld dat aanliggende dorp of dorp in 'n ring 1 of 2 predikante saam kan beroep, en dis meer so, daar word ook baie werk gedoen. Dan ook is daar redelike terugvoering gegee oor die teologiese opleiding van studente aan die Universiteit van die Vrystaat. Dit het nogal ook weer eens my beïndruk, dis nie lukraak nie, dit word onder goeie leiding gedoen, en die laaste 2 jaar is dan natuurlik nou alles onder opleiding van die NG Kerk en die dosente wat daarmee werk. En die dalende studentegetal is natuurlik 'n groot bron van kommer, want saam daarmee is die feit dat hy omtrent die helfte van die Vrystaatse predikante in die volgende klompie jare gaan uittreë. Maar daar is 'n ander een ook wat ek dink nou gemis het in die terugvoering, en dit gaan oor die hele ding van genade dood. Dit is regtig met baie sinvolle en met sagtheid hanteer, en dit kom daarop neer dat hulle gaan daarna kyk en probeer om uit 'n Bybelse hoek, teologiese hoek, riglyne vir ons as gemeente en lede te gee. Nou dis nou maar een van die hedendaagse werklikhede waarmee ons moet saamwerk, en weer vir my belangrik is die kerk beweeg saam met die tyd, en dis 'n realiteit waar ons dan kan riglyne kry. So die volledige dokumentasie wat julle kan sien is op www.ngkerkvrystaat.co.za. Ek dink dis omtrent dan hiermee gaan ek afsluit. Dit was my voorreg om namens die gemeente dit by te woon.